Jy weet, is vir my wonderlik as mens kan sensitief wees vir Heilige Gees. Ervaar julle die teenwoordigheid van God? Ek meen, net toe ek hier instap, het ek die hele tyd, daar's 'n ander anointing. En eintlik is ek te humble om te wil praat, my hart is so aangeraak vanmôre om ek wil eintlik net in die teenwoordigheid van God sit. Dis eintlik al wat ek wil doen, ek wil eintlik net in die teenwoordigheid van God sit en ek wil sê, Here, U het vir elkeen wat hier gekom het, 'n woord gegee. As U wil hê die woord moet so gebring word, dat die woord dan so gebring word, Heilige Gees, neem U dan oor. Maak my opgewonde om saam met julle te kom. Vir julle daar op die lig, baie welkom. Ek wil vir julle sê dat ons is jammer dat julle nie kan wees nie, want julle ervaar nie dit eintlik wat ons hier ervaar nie. Maar dan het die Here 'n woord vir julle in elk geval. As gevolg van omstandighede, and obviously through different situations, and obviously there's lot of our members or people that follow voice that is abroad that obviously cannot be here. But to experience the power of Holy Spirit and the presence of Holy Spirit in such a fashion, in such a manner, is just an honor. And we're so thankful for Holy Spirit to visiting us. Ons is bevoorreg om in die huis van die Here te kan wees. Sien julle saam? Wil julle maar saam my blaai na Hebreërs 13. Die Here het my 'n woord gegee. Maar dit is vir my baie interessant hoe die Here vir my die woord aan mekaar gesit het. Ek gaan so 'n bietjie vir julle storie vertel vanoggend, so ek gaan julle net een skrif gee, Hebreërs 13 vers 5. En die Here sê vir my, gaan sê vir my mense, I will never leave them and I will not forsake them. Wil die tweede gedeelte, I will never leave you and I will not forsake you. En die titel van my boodskap is, en wat dit die Here vir my eerste gegee is, when in need, what do you feed? Wil iemand mooi daaroor dink? Wanneer jy in 'n krisissituasie kom, wat voed jy? Voed jy vrees of voed jy geloof? Jy weet, dit is amazing hoe Heilige Gees eers met jouself moet praat. Hy het eers met my gepraat. En jy weet, dit is so wonderlik as ek so die woord luister, ek sien hoe dit inpas met Josef se woord laas week, wat hy sê, when the impossible meets the I am. Dan besef ek eintlik, hoe belangrik ons vir God is. Ek besef eintlik al hoe meer hoe bevoorreg is ons om God aan ons kant te hê. Want wat sê hy hier? I will never leave you nor forsake you. Maar dan is daar sekere karaktereienskappe wat ons obviously moet natuurlik doen. En dit is nie om God se gunste te verdien nie, is om te sê ek draai my rug op dit wat die wêreld doen. Weet, Marlene het iets genoem wat vir my so wonderlik is. Sy sê, elke dag het ons 'n besluit om te maak. When you're in a situation every day, you got a decision to make. When you're in a situation every day, you got a choice how you're going forward. Die Here het ook vir Josua gesê in Josua 1 vers 5, hy sê, no man will be able to stand before you to oppose you as long as you live. Just as I was present with Moses, so will I be with you. I will not fail you or abandon you. Ek wil hê jy moet jou naam daarin sit. Om te sê, Andre, I will not fail you and I will not abandon you.
Ek wil hê met jou naam dan sit, Morney. I will not fail you and I will not abandon you. Ek wil hê met daar so sit, Alwyn, I will not fail you and I will not abandon you. Dane, I will not fail you, I will not abandon you. Want jy weet wat gebeur, ons kom partykeer in soveel situasies wat ons partykeer vergeet wie ons represent. Ons kom partykeer in 'n situasie, soveel keer word ons geflous met ons situasies, dat ons eintlik vergeet, wie sê, hy sal ons nooit los nie. Jy weet, ou het eendag 'n ding vir my verduidelik, en dit het my so sin gemaak, ons is nou in die reenseisoen. Die reën val, waar kry jy beskerming, as jy onder die sambreel staan? Die sambreel gaan nêrens heen nie. Die sambreel is daar, maar jy die keuse, gaan jy onder die sambreel uit of nie? Dan begin jy anders in die sambreel te kyk, want wat is die sambreel? Die sambreel is eintlik jou shield, it's your protector of the rain. Now I see rain as blessings, I don't see rain as destruction. I see rain as blessings, but obviously you don't want to get wet. Dan staan daar onder die sambreel. Maar terwyl ek so hierdie woord bedink, en ek hierdie titel so bedink, kyk, ek was hierdie week gekonfronteer met baie dinge, en Dinsdag het ek 'n uitslag gekry oor iets wat ek regtig my hart opgesit het, en ek het baie daaroor gebid, en ek het die Here regtig aangegryp, en toe het nou nie die uitslag nie gekom soos wat ek het wou gehad het nie. En ek moet vir jou sê, dit het vir my en my vrou geweldige teleurstelling gebring, want dit sou heeltemal baie dinge op 'n finansiële posisie vir ons heeltemal op 'n ander rigting sou sit, maar dit het nou nie so uitgewerk nie, en ons het die uitslag gekry, dis afgekeer, of dit het nie geslaag nie. En ek moet vir jou sê, maar hierdie titel het ek in my hart gehad, ek het nie die woord gehad, ek het die titel in my hart gehad, en ek sê, Here, maar ek het hier nodig, ek was so oortuig, dat dit gaan gebeur, en dit het toe nie gebeur nie, en ek sê vir Adele, ek sê vir haar, maar die Here het dalk 'n ander plan met ons lewe. Ek het nou 'n keuse, gaan ek bang word, of gaan ek vertrou? Ek het voor daardie keuse gestaan, en ek staan nog steeds voor die keuse, nie oor om links of regs te gaan, is om te sê, I make a choice every day not to fear. I make a choice every day to let faith be part of my decision every day. En ek gaan vir jou nou so 'n bietjie vat, en ons gaan so 'n journey loop, en ek wil vir jou so 'n bietjie wys, wat het julle in julle hand, om nooit meer bang te wees nie. Maar ons is so geneig om met ons oë te kyk. Kom ons gaan 'n bietjie terug, ek gaan vir julle so 'n bietjie 'n storie vertel in Rigters. Ons gaan 'n bietjie praat van die storie van Samson. Die Heilige Gees het my gesê, ek wil iets gaan wys van wat ek met Samson beplan het, en ek wil vir julle wys wat ek met Paulus beplan het. Ek gaan vir julle 2 parallelle gee, dat julle kan verstaan, wat dit beteken, om 'n keuse te kan hê. Nou kom ons kyk na Samson. Samson was 'n man wat God uitverkies het, om die Filistyne, sy volk uit die mag van die Filistyne te gaan red. En ons almal ken die verhaal van Samson, maar ek het iets van Samson raak gelees, wat ek nooit gesien het nie. Jy weet, in Rigters 13, praat hulle van hoe God na sy ouers toe gegaan het, uit 'n engel gestuur. Manoah was sy pa se naam, hulle praat nie wie was sy vrou nie, hulle sê vir die pa se naam, maar hulle het nie kinders gehad nie, maar God het 'n engel gestuur, en hy het vir die vrou gaan sê, kyk hoe wonderlik is dit, Josef het laasweek gesê, the importance of women, en ek is opgewonde om daai woord te luister, maar God begin altyd by die vrou. Hy het eendag gesê, hy sê, hoekom hoor die Here altyd 'n gebed van 'n vrou, en partykeer nie 'n gebed van 'n man nie? Want 'n vrou hou nie op om te vra nie. Is dit nie so nie? 'n vrou sê, ek hou aan, en naderhand sê God, okay, ek gee vir jou. Wat doen 'n man? Ek vra 1 keer, ek vra 2 keer, dan sê ek, toe maar ek gaan 'n ander plan maak. Maar wat doen 'n vrou? She keeps on pushing. En daarom begin die Here met 'n vrou, so ek is opgewonde om daardie woord te hoor. But then the angel appeared to
Manoah's wife, and she said, and the angel told him, I'm going to give you a son, and he will save my people. En sy gaan toe na Manoah toe, en sy sê, maar my man, ons gaan 'n kind, die Here het vir my gesê dat ons gaan 'n kind, daar het 'n engel gekom. Hy sê, maar dit kan nie wees nie, ons kan nie kinders hê nie. Sy sê, luister, daar het 'n engel gekom, en wat doen hy? Hy sê, wel, ek glo wat jy sê, maar ek wil daar 'n engel self sien. Wat doen die man? Hy is 'n bietjie ongelowig. Die Here het gepraat, maar die man sê, nee, I want to hear it in person. En hy gaan na God en hy sê, Vader, hy sê, God, if it was a messenger from you, I want to meet him in person. Dit is interessant, nee? En jy gaan lees verder en hy sê, en so 'n paar dae gaan verby, en die man, is nie 'n man, verskyn weer aan die vrou, en sy sê, wag, ek gaan my man haal, hy wil met jou praat. Anyways, hy gaan haal die man, hier kom die man aangeloop, hier staan hulle, en hy sê, ek stuur vir julle, ek gaan vir julle 'n kind gee. En daardie kind, gaan ek toerus, om my volk, uit die hand van die Filistyne te red. Maar hy het nie vir die man gesê, wat die geheim van Samson se krag is nie. Dit is interessant, ek lees hy het net vir die vrou gesê. Hy het gesê, let no razor come onto his head, and he mustn't be shaven. He didn't tell that to the father. So the father was not aware that his power was not in the hair, his power was in the power of the Holy Spirit, but he made a vow. He told the woman, this is the vow that you need to tell your son, no one will cut his hair. En die storie gaan verder, en die man het gekom, en hulle het in daardie tyd het hulle brandoffers aan God gebring, en hy nooi die man in, om te kom eet. Hy sê, nou dat jy vir my die boodskap gebring het, kom. En die man kom in sy huis in, en die Bybel praat van, en hulle het 'n brandoffer gemaak, en die man het gesê, nee dankie, ek wil nie eet nie. En in die volgende oomblik, toe gaan daar die man in die vuur, en hy gaan op na die hemel. En dit was 'n teken van God het direk met hulle gepraat. Maar kyk wat gebeur, toe word Manoah bang. En hy sê, maar hoorie, nou gaan God ons vernietig, want ons het eintlik God gesien. Maar omdat die vrou die stem van God geluister het, sy sê, nee man, as die Here ons sou verwoes het, het hy ons al lankal verwoes. Hy het ons net kom toerus, want hy wil sy volk red. Wat gebeur nou verder? Samson is gebore. Jy gaan na Rigters 14. Die storie het toe baie interessant geword. Ek gee maar net vir julle sulke caps. Maar ek wil hê julle moet iets raak sien. Wat ek dink ons het baie maal gemis het met die storie van Samson. Nou vra jy vir my, wat het dit met my lewe te doen as ek 'n besluit moet neem? Ek wil sê, hou op met jou fisiese oë kyk. Want jou fisiese oë is besig om jou te bedrieg. Kom terug na my storie. Die Bybel praat van Samson, was 'n baie mooi man. Samson het gelaatstrekke gehad van 'n warrior. Maar Samson het een fout gehad. Hy het 'n dwaalende oog gehad. Die Bybel sê, he was always looking for the ladies, for the Philistines. En hy gaan soek, en hy sê vir sy pa, daai jare het hulle 'n vrou geken, en hy sê vir sy pa, ek soek nie 'n Nazareet as 'n vrou nie, ek soek 'n Filistyn. Kan jy dit nou dink, God kom en hy kies om my, hy sê, ek soek 'n Filistynse vrou, stuur my 'n Filistyn. Nou dink ek by myself, wat het God gedink? Die Here moes seker gedink het, I gave him all this power and the authority, but he choose the wrong. Dink mooi, ek wil hê julle mooi daaraan dink. He made a choice to choose the wrong. Nou kyk, as iemand my altyd die storie vertel van Samson, dan ek altyd nie Samson en Delilah. Nee, Samson was eers met die eerste vrou getroud. Hy het 'n vrou gekies, sy pa het hom toe gekom en gesê, nee Samson, jy maak 'n fout, ons kan nie hierdie Filistyn vir jou vat nie. Nee, sy pa, nou wil ek haar nog meer hê. Dit is nie so nie. God wil vir jou teregwys en sê,
Thank you, but no thank you. I want that woman. Maar kyk wat doen God. En op pad wat hulle soontoe gaan, sy pa en sy maat vooruit gegaan. En hier kom die eerste wonderwerk waar God sy krag aan Samson begin bewys. En Samson kom op 'n leeu af. En hier staan die leeu voor Samson op pad waar hy nou gaan, hy moet nou die vrou gaan ontmoet, of die ouers gaan ontmoet. En die Bybel sê, ek gaan lees dan Rigters 14. Hy sê, and the power of the Holy Spirit came on Samson. And he tear that lion with his bare hands. Skeer hy mekaar uit. Van die krag van die Heilige Gees het oor hom gekom. Wat het ek en jy? Ons het die Heilige Gees binne in ons. Elke oomblik, elke dag. Hy het dit gekry op glimpses. Hoekom? Want hy het bepaal dat sy oë hom seker goed wys. In 'n geval, hy is toe nou daar by die verhaal gaan, hy is nou die ouers gaan ontmoet en lyk my omdat hy nou nogal so 'n wakende oog gehad het, wou hy heeltyd daar wees en anyway. Hy gaan toe nou terug en nou gaan hulle nou om die bruilofsfees te doen. Daai tyd het hulle die bruilofsfees 7 dae gehou. En sy pa het heeltyd vir hom gevra, maar hoor hierso, is jy seker jy wil met die Filistyn trou? Hy sê, ja, kom, ons gaan troue hou. En hulle is toe nou op pad om troue te gaan hou, en op pad soontoe. Onthou, net hy weet dat hy die leeu verskeer. En toe by die leeu kom, toe sien hy die karkas van die leeu, en hy sien maar daar 'n bye nes binne in hierdie leeu karkas nes gemaak. En hy vat van die heuning. Kyk hoe braaf is hy. Ek meen, daai tyd het hulle nie baie roke gehad nie. Hy vat so met die heuning, want hy het geweet hy die krag van God in hom. Hy vat daai heuning en hy eet die heuning, en hy vat die heuning na sy saam, en hy gee tog al vir sy pa. Die Bybel sê, he gave the honey to his parents, but he didn't tell them where he got the honey from. Maar kyk God se plan. He used that incident to create a riddle. Want toe word daar mos nou, hulle het gebruik gehad op die feeste, dat hulle wil slim klink, dan gee hulle nou sulke riddles, hulle gee nou amper half soos 'n raaisel, en dan bet hulle nou iets op, hulle wet nou daarop, en dit was my baie interessant. Die raaisel het hy iets gesê, en hy kom en hy sê vir sy vrou, of hy sê vir die mense, hy sê, luister nou, kyk nou hoe werk die Here. Kyk, die Here het dan maar groot sin vir humor. Onthou, dit is 'n Filistyn, so dis hulle vyand, nee, wat hy nou mee trou. En sy bring van haar mense 30, van haar, kom ons sê nou maar van haar groep vriende of familie, of wie ook al hulle gekies het, hier kom hulle met hulle ouers. Nou kom hulle vir hierdie magtige Samson ontmoet. En net daar daag hy hulle uit. Hy sê, man, ek gaan vir julle 'n riddel gee. Ek gaan julle 'n giets gee om aan te dink, en hy sê vir hulle, out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. Just like it, dis 'n mooi ding, né? Out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. Maar dis nou interessant, nou gaan die storie, kyk hoe werk God. Hy gebruik, eerstens, laat hy toe dat die Heilige Gees vir Samson krag gee. Hy verslaan die leeu. Hy gebruik daardie insident om 'n riddel te maak, nie 'n lawwe riddel nie, iets wat gebeur, maar wat niemand sal kan uitdink nie. Want wat sal die gedagte wees dat jy dink, hoe gaan 'n bye, daar kom soet uit daardie karkas uitkom? Ek meen, 3 dae gaan verby, hulle kry nie daai raaisel uitgesorteer nie. Met die Bybel gaan die storie gaan. Kyk nou weer, die rol van die vrou. Vrou is 'n wonderlike ding, maar 'n verkeerde vrou. Vader, die Here help ons. Maar 'n verkeerde man se besluit, die Here help haar. So maar nou dit al twee kante, hoor. In 'n geval, die 30 manne, kyk nou die storie het vir my baie interessant geword. Die 30 manne kom bel en sê, hoor hierso, het jy ons in 'n triek gevat hierso? Het jy ons, did you tricked us? Die Bybel sê, did you brought us here to be robbed? Because, want wat die gebeur, omdat hulle 30 manne was, hulle daai tyd 'n gebruik gehad, hulle dra onderkleed en 'n bokleed, wat baie grand was. En toe sê hulle, die raaisel is, as jy die raaisel kan kry, dan gaan julle
as jy dit nie kry nie, dan moet julle manne julle blootklere vir my gee. So dan gaan dit 30 linnen, fine linnen, moet gegee word as 'n prys. Onthou, Samson het nie 30 manne nie, dan moet hy nou 30 iemand gaan soek om hulle goed te vat, as hy nou verloor. Maar hy het geweet, hy gaan wen. En hy sê dit toe. En luister in die woord sê, and they came to the wife and they said to him, did you brought us to be robbed by this Nazarene? En by hierdie Nazaret word hy nou, hierdie Israel word hy nou, het jy hom gestuur om ons goed te vat? Nou moet jy daai uitslag van daai ruitel vir ons gaan gee, anders te maak ons jou en jou pa dood. Nou maar vreemd. En sy kom maar by Samson en sy nek, druppende kraan en sy oor, sy sê, jy's lief vir my, ja. Hy sê nou, sy sê my asseblief die raaisel. Hy sê nee. Sy hou aan, sy sê, if you really love me with all your heart, tell me what's the answer of the riddle. En in die oggend van die 7de dag, toe besluit hy gaan vir haar die antwoord gee, en hy gee vir haar die antwoord, en sy gaan dadelik terug na haar manne toe, en sy gee vir hulle. En die Bybel sê, Samson het kwaad geword, toe hy besef, dat hy is eintlik verneder, deur die vrou wat hy nou moet vat. En die manne het gekom, hulle sê op die 11de uur, die laaste uur het hulle gekom, en hulle gee die uitslag. And on the 7th day, en hulle sê, and I say, what is sweeter than honey? What is stronger than a lion? Dit was die uitslag. En die verhaal gaan so dat Samson het so kwaad geword, en hy gaan uit, maar nou sê hulle, en die krag van die Heilige Gees het op hom gekom, en hy slaan 30 Filistyne dood, en hy vat 30 van hulle goed, hulle kledingstukke, en hy gee dit vir die ouens. Kan jy dink, dat hy moet uitgaan, en die Here laat dit toe, om dit te gebeur, en hy is kwaad, maar met dit hy vir hulle die klere gaan, loop hy is nie met die troue te doen nie, en die pa is nou staan die pa, en hy besluit, maar wat moet ek met hierdie bruid maak? Ek meen, hier staan hierdie Filistynse vrou, vir wie moet ek haar nou gee? En hy besluit net dan, maar wag 'n bietjie, dan gee ek hom nie vir Samson, jy gee haar nou vir Samson se vriend, want ek sit nou met die vrou, ons het haar nou gekry, sy is nou deel van ons. En die Bybel sê, Samson het teruggekom, na 'n paar dae, en sy pa het hom gekeer, en gesê, you were so disappointed and angry at her. I thought you didn't want her anymore. Maar kyk nou hier, met sy oë het hy gekies, so hy het verkeerd gekies. Ek wil julle met die storielyn sien, so wat die Heilige Gees my gewys het. Met sy oë het hy gekies, maar God het hom elke keer genadig gewees met sy keuse. Maar wat gebeur toe? Toe hy kwaad word, toe gryp, dis mos nou waar hy die 'n besluit gemaak het, en hy maak 'n wel. En hy sê, hoor wat sê Samson. Samson sê in Rigters 15, hy sê, this time Samson said to them, this time I shall be blameless in regard to the Philistine when I do them harm. Hy besluit net daar, ek sal dan die Filistyne, ek sal hulle laat betaal vir dit wat ek nou verloor het, want nou het hy sy vrou verloor. En hy vat, dis waar ons nou die storie kom, waar hy ons die kakebeen van die donkie vat. En hy besluit toe, hy is so kwaad, en hy, in elk geval, hulle kom toe nou daar, as jy nou die storie gaan verder lees, en hy slaan toe, uit die woede, hy slaan hy toe 1000 manne dood. Nee, hy begin eers, hy begin eers, en hy sê, hy vat toe, hy vang 300 jakkalse, dis reg, hy vang 300 jakkalse, en hy maak hulle twee mekaar vas, en hy sit dit in die wingerde, so hy besluit, ek gaan, die Filistyne ek gaan hulle nou leed aandoen, hulle het my vrou gekos, my huwelik is nou, ek het nou nie meer 'n huwelik nie, ek gaan, en hy vat hierdie 300 jakkals en hy jag hulle in die Bybel sê, in al hulle graanlande en olyflande brand hulle af. Maar met die kom die Filistyne na die stam van Juda toe, dis interessant, en hulle kom na die stam van Juda toe en sê, hoorie, hierdie man van julle is besig om sy kop te verloor. Ek meen, besef julle nie dat ons oor julle regeer nie, want God het 'n ander plan. Maar wat doen Samson? Hy kyk heeltyd met sy oë, hy het nou besluit, ek sal julle wys.
En die Bybel sê, Juda kom, onthou, hulle weet hoe sterk Samson is. En die Bybel sê, Juda kom met 3000 man. Hy sê, toe maar, hy sê vir die Filistyne, moenie worry nie, ons sal met ons manne gou-gou 'n bietjie met, ons sal vir Samson vir julle bring. En die Bybel sê, hulle het vir Samson gevat. En hulle het vir Samson gesê, en Samson sê, please don't kill me. Hy sê, no. Al wat ons wil hê, jy moet ophou hierdie Filistyne, want jy maak moeilikheid. Want toe intussen, toe hy nou daai jakkals in die boorde ingesit het, die Filistyne gekom, in elk geval sy vrou en die familie doodgemaak. So Samson sou in elk geval al verloor het. Maar God het 'n ander plan. Kyk nou werk die storie verder. En die gees, en hulle sê vir in die Juda en die manne besluit, hulle gaan hom vasbind. Maar kyk wat doen Heilige Gees. Heilige Gees sê, man, jy weet, ek dink as Heilige Gees deel word van jou lewe, he has also always got something up their sleeve. Want toe dan nou kom hierdie, dink nou die prentjie. Hier kom Juda, dis eie mense, 3000 manne, hulle loop saam met Samson, hulle bind hom vas. Maar die Bybel sê, and the power of Holy Spirit came on him. Daai kabels het gebrand, asof dit soos glinne af was. En met die vat hy mos die donkie se kakebeen en hy slaan mos 1000 manne dood daar. En dit is by die plek, hulle het dit genoem hulle het genoem jawbone, die plek van die kakebeen. Maar dis nou waar die storie baie interessant kom. Ek sê, Here, maar hoekom wys jy vir my heeltyd die storie van Samson? Nou lees, hy sê nie, gaan lees verder, ek wil vir jy iets anders verwys. Want sy oë, hy het heeltyd toegelaat dat sy oë sy toekoms bepaal. Kan jy dink wat sy destiny het God vir Samson gehad? Maar as gevolg van dit wat hy gesien het, of dit wat hy toegelaat het, jy weet ons leer in die kots, praat ons van, the course of grace, praat ons van jy moet jou oë oppas, jy moet versigtig wees waarna jy kyk, jy moet versigtig wees wat jy doen, want hoekom? Dit is die binnekamer van jou hart. Die Bybel praat van, toe kom hy en wat gebeur? Dis toe hy Delilah ontmoet, hier kom nog 'n Filistyn, maar hy raak verlief op haar. Die Bybel praat daarin, Rigter 16, hy sê, but he truly fell in love with this beautiful woman. She was so beautiful. Maar kyk nou, die eerste dag was sy al die verraaier, maar hy kon dit nie sien nie. You know why? Because he didn't have the spirit of discernment. Want toe Delilah vir die priesters of die leraars en daai manne wat die leiers van daai omgewing is, het hy hulle gaan sien, toe sê hulle, o, jy nou hierdie Samson? Ja, sê sy, hy het op my verlief geraak. Net daar besluit 5 ouens, die 5 leiers, man, as jy vir hom, as ons hom kan uitsorteer, dan gee ons jy elkeen 110,000 silwer. Ek meen, hulle het nog nie eens begin praat nie, nou gee hulle maar vir haar geld. It's amazing. God het 'n plan met alles. Maar as jy nie versigtig is nie, dan loop jy jouself aan 'n trap in. Want elke dag het jy 'n keuse. Wat gebeur? Ons ken almal die storie. Maar hier is iets wat ek nog nooit raak gesien het nie. Weer die verhaal van Delilah wat gekom het en gesê het, Samson, is jy lief vir my, waar haal jy jou krag van jou sterkte? En hy sê, nee man, as jy my hande vasbind, hy sê sy eerste, if they bind me with fresh cords, tendons that have not been dried, then I will be weak and be like any man. Kom het, hulle gaan kry die goed, die manne kom in, maak hom vas, sy sê, Samson, die manne is op jou, wat doen hy? Hy staan op, hy breek het asof het niks is nie, en hy jaag hulle uit. Wat doen sy? Sy kom en sy sê, jy het my verneder, you tell me you love me, but you don't give me your secret. En sy hou aan, want sy weet eerstens van die geld, maar tweedens sy, dis hoe die Here het bewerkstellig het, maar kyk wat gebeur, met sy oë was hy bedrieg. Delilah was seker 'n baie mooi vrou, want die vyand het geweet, skoonheid is Samson se ondergang. God het hom getoegerus met soveel krag en autoriteit, maar hy het ondergeskik stel aan dit wat hy sien. Ons kyk die tweede verhaal waar hy gekom het, en sy sê, maar vertel my weer, en hy sê, en sy sê, nee, nou sê, if they bind me tightly with ropes that not been used, then I will be weak, like any other man. Weer kom sy, Samson, die manne is op jou. Hy word wakker, hy breek hy goed.
Hy jag hulle uit. Sy is teleurgesteld. Maar kyk, hier's wat vir my 'n kruks. Hier's my 'n kruks. Wil jy julle met hierdie luister? Sy hou aan. Kyk, is 'n vrou, sy hou aan. En die Bybel sê in vers 17 van Rigter 16 sê hy, and finally he told her what is the truth. Hy het nog voor dit het hy eers gegaan en hy het eers gegaan hy moet my hare vleg en hy sê, maar toe sê hulle, maar kyk nou hier, dit is my iets baie interessant wat ek raak lees. Want hy het die voorgene gesê, if you weave 7 braids of my hair, en weet, jy moet my knip sit, dan sal dit by krag verloor, en toe hulle inkom, toe trek die ding, maar hulle was so bang, hierdie manne, as hy gesê het, dis die ding, dan sê hulle, ons gaan nie weer in nie. En toe sê bekom, en toe sê hy daarso, in vers 17, then finally he told her everything that was in his heart. God het met hom 'n verbond in sy hart gesluit. Kyk hoe subtiel werk die vyand. As hy jou hart kan steel, dan steel hy dit wat jy sien, dan bepaal hy dit wat jy sien. Dit is hoekom die Bybel so belangrik sê, dit is so belangrik dat ons hart moet bewaar. Dit is so belangrik dat ons hart moet beskerm. Want wat het gebeur? Sy het geweet, toe hy haar hierdie storie vertel, dat dit is nie 'n leuen nie. Sy het geweet dat hier het sy die grondslag gekry, is sy golden key. Maar wat het gebeur? Nou vers sê, then finally he told her everything that was in his heart and said to her, a razor has never been used on my head, for I have been a Nazarite of God from my mother's womb. If I am shaved, then my strength will leave me and I will become weak and be like any other man. Nou vra ek jou nou, toe hy dit vir haar sê, hoekom het sy dadelik na die manne toe gegaan en gesê, ons het hom? Wat het dadelik gebeur? Die Bybel sê, die manne het dadelik vir haar die geld gegee. Is dit nie interessant nie? Toe hulle besef dat hulle het eintlik die steel gekry, toe het hulle haar dadelik betaal. Hulle het nie eens gewag om te kyk of die krag gaan verloor, niks nie. Die Bybel sê, they paid her what they promised her. Maar wat doen sy? Sy laat hom toe op haar skoot, laat lê op sy knieë, en sy skeer sy hare af. En toe kom die manne. What was the price he paid for his eyesight? Blindness. Wat wil die Here vir ons vandag sê? If you use your eyes to determine your destiny, you will be caught blind. What is the end of blindness? To be demoralized to nothing. Wat het gebeur? Toe hulle hom vang, en hulle besef, hy het geen krag nie, wat doen hulle? Hulle het dadelik sy 2 oë uitgesteek. En wat het hulle gedoen? Hulle het hom so verneder, dat hulle hom hy moes die graan maal. Nou kan jy nou dink, om graan te maal tot op poeier, hoeveel keer moet jy in die rond te loop? Wat 'n vernedering is dit? Dat die Here kom, gee hom soveel gesag en autoriteit, maar hy verbreek daardie verbond, en hy maak sy hart oop, vir goed wat hy gesê het, Here, dit wat U aan my toevertrou het, deel ek met iemand wat gesê het, hulle is vir my lief. Maar wat doen ek eintlik? Ek het eintlik toegelaat dat ek verneder word, omdat ek dit wat U aan my gegee het, verbreek het. Die Bybel sê, hulle het fees gevier, en elke keer wanneer sy hare gegroei het, het hulle sy hare afgesny, maar die ding was, sy krag het nooit in sy hare gelê nie. Die krag het gelê met die krag van die Heilige Gees wat om hom was, maar dit is die wel wat hy gehad het, wat die man van God met sy ma gesluit en sê, you will never cut his hair. Die krag is nie in die hare nie, die krag is in gehoorsaamheid. But as soon as he start to compromise, he lost everything. Maar dis nou baie interessant. Ons lees wat gebeur. Die manne het fees gevier. Nou wie van julle het al ooit gedink dat, wat is die rede, hoekom Samson
sy hare en sy krag weer teruggekom het tussen die pilare. En die Heilige Gees wys dit vir my duidelik. You know what he revenged? He revenged the loss of his eyesight. Die Bybel sê dit. En ek kyk en ek sê, Here, dit was vir my openbaring. Because what happened? People are blinded because they sell out their hearts. And they pay the price for their decision because they choose to see with their physical eye and not their spiritual eye. And they allow the evil one to control every situation so that they start to fear and tremble and believe that they are worthless. Maar wat gebeur? Toe Samson daar staan, hy sê, vers 28, and then he called on the Lord and said, "Oh Lord, please remember me, and please strengthen me just this one time, O God, and let me take vengeance on the Philistines for my 2 eyes." Nou, jy weet wat vir my, dit het my eintlik nogal geskok. Ek sou gedink het, hy moes gesê het, Here, gee my net krag, want ek het toegelaat dat my hart verloor. Maar wat het hy gedoen? Hy het gesê, Here, just give me one more power so I can vengeance because I've lost my eyesight. En die Here sê vir my, gaan sê vir my kerk, gaan sê vir my liggaam, they mustn't lose their sight on me. Because if they start to lose their sight on me, they've lost all their power. I am the one. I will never leave you and I will never forsake you. Dit is ons geheim, dit is ons krag, dit is ons sterkte. Dan is daar 'n ander storie en ek sê, Here, maar dit is so amazing. En julle kan dit gaan lees in Handelinge 16, vanaf vers 6, 16 en aan. Praat hy van Paulus en Silas. En ek kyk hierdie twee stories, ek sê, Here, maar wat wil jy my verduidelik? Hy sê Paulus, hy vertel die storie van Paulus. Paulus en Silas het geloop en ons almal ken die verhaal. Maar Paulus het nooit sy oog afgehaal van dit wat sy calling was nie. Samson het sy oog afgehaal van dit wat sy calling. But Paulus, he never made any sacrifice or compromise to anything. Wat gebeur? Paulus en Silas kom in hierdie dorp in. Die Bybel praat van hierdie vrou wat heeltyd hier agter hulle praat, maar sy's 'n waarsêer en sy vertel en ewe skielik sê sy, daar in vers 16, sy sê, hierdie manne sê, hulle het die weg na God toe. En hy sê, and for several days, she was taunting them. En wat gebeur? Paulus het naderhand uiteindelik vies geraak vir die vrou wat heeltyd hier om hulle is, maar onthou, sy het gewerk vir mense wat geld gemaak het uit haar waarsêery. Onthou, sy het gewerk vir mense, so sy het vir hulle geld gemaak, maar sy was daar geplant. En sy het alles wat hulle gedink het, dat sy vir hulle gesê. En mense het gedink, dit is geestelik, maar eintlik van die dag het hulle profeet gemaak, uit dit wat hulle profesie gedink het is profesie. Maar wat gebeur? Jy sê, dit het my so genok toe ek het gelees het. Vers 17 sê, vers 18 sê, then Paul, be greatly annoyed and worn out. Hulle was moeg vir hierdie vrou. Turned and said to the Spirit, ek wil hier moet mooi luister, inside her, I command you in the name of Jesus Christ as his representative. Who do you represent? Jesus Christ. To come out of her, and it came out at that very moment. But when the owners saw their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them before the authorities in the marketplace where trials were held. Nou, hulle het 'n gewoonte gehad daai tyd. Hulle vat jou na hierdie markplein toe, dan het hulle chief magistrate wat daar sit, en dan sê hulle, wat is die aanklag? En dan sê hulle, okay, dis die verdict. Maar kyk nou wat gebeur. Toe Paulus en Silas op hulle autoriteit staan in Christus Jesus, hulle oog was gefestig op dit wat God vir hulle sê. Kom die vyand en hy dink, wag, ek gaan bietjie hierdie hele proses sidestep. En die Here sê vir my, daar's partykeer situasies en mense gekom het wat jy nie gekies het nie, waar mense jou getriek het, of hulle uiteindelik jou is teruggevang en jy het verloor, maar God sê, tell them I will restore them in honor. I will restore them in honor. What the devil steal from them, I will give them back to them. Wat gebeur met die situasie van Paulus en Silas?
Die magistraat het net besluit, nee, wat ons gooi hom in die tronk, hier skuldig. En hulle vat en hulle gegooi in die tronk. Hulle het nie eens hulle situasie geluister nie, hulle het nie hulle saak, hulle kon nie hulle saak stel nie. Wat 'n regstelsel is dit? Maar die Bybel gaan baie interessant. En toe gee hulle van, toe word hulle moes, they were hitting with rods. Maar die Bybel sê daar dat die Jode het 'n gebruik gehad, hulle slaan jou nie meer as 39 houe nie. Maar met Paulus en Silas het hulle nie houe getel nie, het net aanhou slaan. Nou wat 'n vernedering moes hulle nie deurgaan nie. Wat 'n pyn moes hulle nie deurgaan nie. En toe word hulle in die tronk ingegooi, maar hulle word in die inner jail ingegooi, in die inner prison. En hulle word vasgebind. Maar wat het hulle gedoen? They've decided, they made a choice. We were placed on this earth to tell people that Jesus loves them. And we will praise God. En wat het gebeur? Hulle het God begin loof. In hulle diepste krisisse het hulle net na God toe gegaan. En hulle het God begin aanbid. En wat, ons almal ken die storie. Aardbewing het gekom. Die deure het oopgegaan. Al die shackles het afgeval. En toe die wagte wat gesê was om daar te sit, het wakker geskrik, en hier staan die engel, en hier staan die deure oop, en hy kry die deur op, en hy sê die man het ontsnap, en hy haal sy swaard uit, en hy wil homself doodmaak, want hy het 'n opdrag gegee, en Paulus sê vir hom, nee, hier is ons almal, ons het nie weggehardloop nie, God het ons kom verlos, en hy vra vir hom, Sir, what do I need to be called a son of God? En hy sê, all you need to do is repent your sin and follow him. Wat gebeur? Hulle vat toe vir Paulus in en vir Silas in. Hy kom, daai man wat hom die wonde toegedien het, gaan maak sy wonde reg. Hulle treat sy wonde. Maar dat is nou die mooi in die storie. En hulle gaan terug na die magistraat, die chief magistraat, en hulle sê, dit is wat gebeur het. Kyk hoe kom die vyand en hy wil alles afmaak as niks. En hy sê vir hulle, okay, sê vir Paulus en Silas, hulle kan maar gaan. Hulle is vry. Ons het hulle vrygespreek, ons het 'n fout gemaak. Maar wat sê Paulus en Silas? No, we will not go. Because we were publicly humiliated. And I want them to come publicly and tell them they made wrong. Wat gebeur? Hulle het bang geword toe hulle hoor dat hulle is verteenwoordigers van God. En die Bybel sê dat hulle het gekom, die chief magistrate het gekom en gesê, we're so sorry, but please just leave our city. Wat wil God vir jou vandag sê? You got a choice. If something happened to you and it was not due to your own mistake, don't fear. God said He will restore it in public and He will give back what the devil has stolen from you. I want to close with this. As ons na hierdie twee stories kyk, dan sien ons Samson was 'n gesalfde van God, maar hy het dat sy oë sy destiny bepaal. En dit was eintlik sy ondergang. Dan sien ons Paulus, hy was gesand van God, maar hy het geheeltyd his eyes was focused on the God of Abraham, Isaac and Jacob. He knew what was his position, he knew what was his authority, and he knew what was his calling. He knew who was he presenting. If we stand in a situation where we knew who we represent, we will not fear anything. Nou gaan ek vir julle iets baie interessants gee. Hebreërs 11 praat van faith. Nou ons almal praat van geloof. En terwyl ek oor die ding bid, sê Heilige Gees vir my, het jy nou al ooit gedink, hoekom het ek 'n mosterdsaad gebruik en geen ander saad nie? Ek sê, Here, dis vir my baie interessant, hoekom het jy 'n mosterdsaad gebruik in hierdie gelykenis en nie 'n ander saad nie? And I read something that was so interesting. Scientists take seeds and they crossbreed them. And they make hybrid seeds. But scientists cannot make a hybrid mustard seed. Hoor julle wat ek vir julle sê? Wat is a hybrid seed? You take two seeds from the same species and you put them into one, and you create a new variant.
But with a mustard seed, it cannot be. It cannot. There's no other seed that can connect with that seed. Ek wil vir julle vandag sê, hulle sê, a mustard seed cannot be crossbred. Maar nou wil ek vir julle iets wys. Baie interessant. Vra Heilige Gees, dat jy hierdie waarheid, soos dit in my hart geval het, in julle hart sal val. Luister mooi. Scientists cannot make a hybrid mustard seed. That meaning, take two plants of the same species and combining them will yield a different variety. In the last few years, they have made, luister mooi, a genetically modified version that yields more oil in India. It's not a mustard seed, it's a genetically modified version. It's not the true version. What am I telling you? God placed in us His DNA. Nothing can crossbred to influence His DNA in us. If you know what your position is, no matter what your eyes see in your situation, you will always allow faith to victor over fear. You will always allow faith to control your emotions. You will always allow faith to determine your destiny. I want to leave this thought with you. Don't let the devil use your eyesight to control your destiny. Don't let the evil one use your situation to steal your peace. Because you've got a seed planted into you or given to you that cannot be modified. That mustard seed. And that's why he said, if you've got a faith like a mustard seed, you can tell this mountain to move. Nou vra ek by myself of, Here, ek het al daardie preek oor en oor gehoor. Maar hoekom twyfel mense nog steeds? Hy sê, because they don't realize how effective faith is in their lives. Because I don't do generic stuff. I give the original stuff. And I want to tell you this morning, if you are facing difficult times and difficult situations, know this, don't let your eyesight control your emotions. Second, don't let your eyesight steal your calling. But third, most of all, use that DNA that is part of you, implanted with you, faith, and stand firm in your situation and say, devil, you are under my foot. No weapon that is formed against me shall prosper, because I have got the original seed of God planted in me, and that is faith. Let's close our eyes. Father, we thank you that we could have listened to your word this morning. Even those on the air, Father, I pray that they will look unto you from a different perspective this morning, saying that I have got the DNA of Christ in me. I represent the King of Kings and the Lord of Lords. I don't have to fear when I'm in the need of any situation. Lord, I will not feed fear. I will not feed the impossible. I will feed the possible with the power of Holy Spirit in me. I represent the King of Kings and the Lord of Lords. And Lord, that is my prayer for them this morning, that they know that their seed can bring forth fruit that can change people's lives. Lord, that they will know that when they start to see people, they can look at people differently and say, no matter what my situation looks like, I have got the DNA of Christ in me to make a difference in others. And Father, I come to sickness, I come to diseases, I come to difficult situations now in the name of Jesus. Here, en ek staan in die geloof vandag saam met my broeders en my susters, en het maak nie saak wat se situasie hulle self mag bevind nie. Here, dat hulle nie met hulle fisiese oë sal kyk nie, maar dat hulle met hulle geestelike oë sal kyk en sal sê, ek
staan as 'n verteenwoordiger van God met die krag van die Heilige Gees en ek is 'n oorwinnaar. En daarom kan ek uitgaan met die wete, God is my koning. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Is nie 'n wonderlike woord nie.